reflekteer ons God se grootheid. Want ons het nodig om dit te doen. Het is nie net goed genoeg om dit eendag te hoor toe jy in die kleuterskool was en dan weet jy nou daarvan nie. En ons gaan vandag net 'n paar voorbeelde kyk waar God sy almag oor die natuur tentoongestel het, sodat ons opnuut hom kan lief hê en sy heilige naam net kan verheerlik, dat ons net opnuut weer bietjie die as van die kole gaan afblaas. Vader, ons is hier vanoggend omdat ons U nodig het. Omdat hier, of ons dit besef of nie een persoon in hierdie gebou is wat U nie werklik op elke gebied van hulle lewe nodig het, Here. Ons is so afhanklik van U, Here, en al wat ons kan vra is, soos ons afgesluit in die laaste lied is, O Heilige Gees, kom waai deur ons, kom waai deur elkeen van ons en Here, berei U die grond voor waar hierdie saad moet val vandag, Here, want U woord saad en dit is vrugbaar. U woord is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En ons wil net vanoggend kom sê, Here, hier is ons. Neem U tweesnydende swaard, Here, en sny weg uit ons lewens uit wat daar nie hoort nie. En dat ons opnuut 'n nuwe vars besef sal hê van U grootheid, U liefde en U almag in ons almal se lewens. In Jesus naam bid ons dit. Ek het 'n paar goed uit die woord aangehaal, paar skrifte en die perde, my eerste opskrif is die perdebye kry opdrag om die vyand te verdryf. Nou ek weet nie of enige een van julle al met perdebye probeer onderhandel het nie. Hulle laat nou nie sommer vir hulle vertel wat om te doen nie. Hulle kan nogal vermantig wees. Maar God in sy almag, en lees ons in Eksodus 23 vers 8, sê, ook sal ek die perdebye voor jou uitstuur. Die sal die Jewiete, die Kanaaniete en die Hetiete voor jou uitverdrywe. Ek sal hulle nie in 1 jaar voor jou uitverdrywe nie, dat die land nie woes word en die ongediertes teen jou te veel word nie. Ek sal hulle so langsamerhand voor jou uitverdrywe, totdat jy vrugbaar word en die land kan beerwe. Nou hier is dit belangrik dat ons besef hoe groot God se almag is. Ek meen ons almal, as ons 'n perdeby nes sien, dan sien ons hom as 'n bedreiging. Ek sal nooit vergeet nie, voor ons hiernatoe getrek het daar van 'n wildpark, was my hele dag aan die een kant, aan die kant waar die son ondergaan aan die westerkant, was oortrek van perdebyneste. En my jongste seun Pieter het ook altyd gesê, pa, ons net nie hierdie perdebye pla nie. Kom ons los hulle net. Hy sê, eendag het ons hulle dalk, die Here dalk nodig om ons te beskerm. En dis die belangrikheid daarvan dat ons in ons kinders belê, woord belê. Ons die perdebye, ja, hulle is, as ons hulle gaan pla, gaan hulle ons definitief laat weet, ons moet nie hulle pla nie, maar ook het my kind geweet van die skrif wat sê, God het die perdebye gebruik teen die vyande. Ons lees ook in Deuteronomium 7 vanaf vers 1. Hy sê, as die Here jou God inbring in die land waarin jy gaan, om dit in besit te neem, en hy baie nasies voor jou uitverjaag, die Hetiete, die Girgasiete, die Amoriete, die Kanaaniete, die Feresiete, die Jewiete en die Jebusiete, 7 nasies, meer en magtiger as jy. God het geweet, hierdie mense is baie sterker as wat Israel op hierdie stadium was, en hulle is baie groter en sterker en magtiger. En hy sê in vers 20, 7 vers 20, hy sê, en die Here jou God sal ook die perdebye onder hulle stuur, totdat hulle omkom wat oorgebly het en wat vir jou weggekruip het. God se almag is nie beperk tot enigiets nie. Hy het sy volk gered deur perdebye, deur die vyand te verdryf met perdebye. Dit is amper ondenkbaar. Dit is ondenkbaar vir my. Ek weet nie of van julle dit dalk kan begryp nie, maar dat 'n perdeby, ek meen, hy het so klein kopie, al wat hy weet is hy moet 'n nesie bou en
Hy moet 'n nesie maak waar hy nog klein perdebytjies kan maak. En dit is sy hoofdoel. Dan kry hulle ruspikkie iewers en dan lê hulle eiers in hom. Daar kom jy perdebyt, waar jy eiers ontwikkel. Maar tot hulle is bruikbaar vir God. So, hoeveel te meer is ek en jy, wat die kroon van God se skepping is, nie vir hom bruikbaar nie. Maar ons moet onsself bruikbaar stel. Dan kan God ons gebruik. God stuur halstene om die vyand te vernietig. Ek weet nie wie van julle het al in Job gelees, toe God vir Job vra, het jy die stoorkamers van die haal gesien? En hier het God daai stoorkamers oopgemaak. Josua 10 vers 5. So het dan 5 Amoritiese konings vergader en opgetrek. Die koning van Jerusalem, die koning van Hebron, die koning van Jarmut, die koning van Lagis, die koning van Eglon. Hulle en al hulle leermagte. En hulle het Gibeon beleer en daarteen geveg. Maar die manne van Gibeon het na Josua gestuur in die laar van Gilgal om te sê, trek die hand nie af van die dienaars nie. Kom gou op na ons toe en verlos ons en help ons, want al die konings van die Amorite, wat die gebergte bewoon, het hulle teen ons verenig. Gibeon, net voor dit het Gibeon, die stad Gibeon het met die Israel, met Josua hulle 'n vredesverdrag gesluit. En daarom, omdat hulle vrede gesluit het met Israel, kon hulle staat maak. Al die ander stede is verwoes, die Israelite oorgeneem. En God se volk oorgeneem. Maar omdat Gibeon vrede gesluit het met die volk, kon hulle vir Josua vra om hulle te kom help. En hy daarop, Josua 10 vers 7 sê, daarop het Josua opgetrek uit Gilgal, hy en al sy weerbare manskappe en al die dapper helde saam met hom. En die Here het aan Josua gesê, wees nie bevrees vir hulle nie, want ek gee hulle in jou hand, niemand van hulle sal voor jou stand hou nie. Toe Josua hulle skielik oorval, hy het die hele nag deur van Gilgal af opgetrek, het die Here hulle in verwarring gebring voor Israel. En hy het 'n groot slag onder hulle geslaan by Gibeon en hulle agtervolg op die pad na die hoogte van Bet-horon en hulle verslaan tot by Aseka en Makeda. En toe hulle voor Israel uitvlug, terwyl hulle op die afdraand van Bet-horon was, het die Here groot haalstene uit die hemel op hulle gewerp, tot by Aseka, sodat hulle gesterf het, en daar het meer gesterf deur die haalstene, as wat die kinders van Israel met die swaard doodgeslaan het. Ek glo ons almal sal eerder saam met God wil veg, as teen hom. God maak sy skatkamers oop, waar hy die haal bewaar het. Eerste keer toe ek nou lees in Job, toe God vir hom vra, het jy die skatkamers gesien, van die haal? Ek moet gewonder, Here nou, wat maak 'n skatkamer? Wat maak 'n haal nou in die skatkamer? Wil hy iets koud hou, of wat weet? En ek het nog nie hierdie skrif gelees, van wat God met die haal gedoen het. Hier het God die haal gebruik, om die vyand te verwoes. En net wel, dat meer mense deur die haal gesterf, as wat die Israelite kon doodmaak. Ja. Dat meer gesterf. So dit is 'n groter slag deur God, groter oorwinning deur God gewees, as deur die manskappe. Die son en die maan staan stil. Dit is nou in hierdie selfde geveg wat hulle nou mee besig is. Josua 10 vers 12. Toe het Josua met die Here gespreek, op die dag dat die Here die Amorite aan die kinders van Israel oorgegee het, en voor die oë van Israel gesê, son staan stil in Gibeon, en maan in die dal van Ajalon. Toe staan die son stil, en bly die maan staan, totdat die volk hulle gewreek het op hulle vyande. Staan dit nie geskryf in die boek van die opregte nie,
en die son het bly staan in die middel van die hemel, en het hom nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent 'n volle dag lank. En daar was geen dag soos hierdie een, voor hom en na hom, dat die Here na die stem van 'n man geluister het nie, want die Here het vir Israel gestry. As die Here vir ons stry, kan daar nie veel verkeerd gaan. Amen. Ja, ons kry stryd in die lewe, ons is nie gevrywaar van dinge nie, maar hier was die getalle teen hulle. Dit was 'n oormag, dit was 5 verskillende konings, wat saamgesmeld het en ons het nou net gelees daar, hulle was groter en magtiger as jy, het hy vir sy volk gesê, maar ek gee hulle in jou hand, omdat hulle op God vertrou het. Omdat hulle op God vertrou het, kon Joshua vra dat die Here die son laat stilstaan. Mense, hier in Oranje gaan ons nou nie dikwels vra dat die son moet stilstaan in die middel van die dag nie. Want ek dink ons kry ons goeie deel van hom deur die dag. So ek glo nie een van ons gaan wil hy moet 'n bietjie langer stilstaan nie. Miskien is ons trots. As ons iets vra, kan ons dalk vra en die nag 'n bietjie langer is. Dat ons bietjie meer skade het. Maar net die almag van God. Dis vasgestelde tye. Die son beweeg. Hy gaan, die aarde gaan om en hy is sy pad wat hy loop. Maar omdat God alles geskep het, het hy ook mag oor dit. En hy kan ons laat stilstaan. Mense, ek weet nie of ons so lekker besef wat dit behels om die son te laat stilstaan. Wat dit behels om 'n haalsteen op die vyande te laat neerheen en dit te verslaan. Wat dit behels om 'n perdeby opdrag te gee om die vyande te verjaag. Ons dien 'n baie groot God. Ek praat oor die duisternis tussen God se volk en die Egiptenaars. En die see wat hulle oordek het. Hierso lees ons in Joshua 24 vers 6. Toe ek julle vaders uit Egipte land uitgelei het julle by die see gekom, maar die Egiptenaars het julle vaders agterna gejaag met strydwaans en perderuiters na die Skelfsee toe. Maar hulle het die Here aangeroep en hy het duisternis gestel tussen julle en die Egiptenaars en die see oor hulle laat kom, sodat dit hulle oordek het. En julle eie oë het gesien wat ek aan Egipte gedoen het. Daarna het julle baie dae in die woestyn gebly. Die volk weet wat het God gedoen. Die Egiptenaars was agter hulle en sou hulle inhaal, baie vinnig, want hulle was op perde en die Israeliete was op te voet gewees. Maar God het die see oopgemaak, ons ken die storie dan, toe hulle by die see kom, en om Franse preek, toe die manne hulle voete in die water sit, gaan die see oop, en God se volk kon deurgaan. Maar toe die Egiptenare probeer deurgaan, het God die see toegemaak, en dit het hulle oordek, en hulle almal het omgekom. En dit is hoe groot God is. Hier het hy hulle net 'n bietjie herinner aan wat hy gedoen het. Die kraaie bring vir Elia 2 keer per dag brood en vleis. Nou, die van julle wat enige iets van 'n kraai se natuur weet, hy gaan eerder jou vleis kom vat, as wat hy vir jou gaan bring. So dit is lynreg teen sy natuur. 'n Kraai vat vleis, en hy steel vleis. Hy bring die vleis. Maar God verander die natuur van daai kraaie, en gee hulle opdrag, om dinges vir Elia te sorg. In 1 Konings 17 vers 1. En Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead het vir Agab gesê, so waar as die Here, die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Toe kom die woord van die Here tot Elia, tot hom en sê, gaan hiervandaan weg en draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruit Krit wat oos van die Jordaan is. Jy moet uit die spruit drink
en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou. En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here. Hy gaan bly by die spruitkrib wat oos van die Jordaan is. En die kraaie het vir hom smorgens brood en vleis gebring, en saans brood en vleis. En hy het uit die spruitkrib gedrink. Gehoorsaamheid bring God se voorsiening in jou lewe. Elia het net geluister wat God vir hom gesê het. Ook was dit natuurlik 'n opdrag van God om vir koning Agab te sê dat daar sal nie weer reën voor dit op my woord gaan wees. En God het die reën weggehou. En ons het nog so 'n bietjie droogte in Oranje gehad. Dis nie van die games. En maar ons het nog nie 'n droogte gehad soos wat daar was. Daar het baie mense gesterf en ons weet hoe het Jesebel hom gesoek, maar God stuur kraaie wat eintlik vleisstelers is om vir Elia vleis en brood te bring. Nou ons baie goed wat deur my gedagtes gaan. Goed, hulle kan 'n voël vang op die pad of iemand se hoender en nog ander vleis iewers kry en dit afskeer en vir Elia bring. Waar kry hulle die brood? Het hulle 'n bakkery gaan beroof of waar het hulle die brood gekry? En die vleis kan ek nog so half en half bedink in my klein breintjie, maar die brood was nogal vir my 'n interessante een. Iewers het iemand 'n brood verloor, of God het net nie, ek dink God het nuwe brode geskep en maar dit net gaan aflewe. So, niks is by hom onmoontlik nie. Die byl dryf op die water. Ons almal weet yster dryf nie eintlik nie, yster sink. Dis hoekom hulle bootankers van yster maak. In 2 Konings 6 vers 1, en die profete seuns het vir Elisa gesê, kyk tog die plek waar ons voor u woon, is vir ons te nou. Laat ons tog na die Jordaan gaan en elkeen daarvandaan 'n balk gaan haal, dat ons daar vir ons 'n plek kan maak, om daar te woon. En hy het gesê, gaan. Maar een sê, gaan tog asseblief saam met die dienaars. En hy antwoord, ek sal gaan. En hy het saam met hulle gegaan, en toe hulle by die Jordaan kom, het hulle bome omgekap. Maar terwyl een die balk kap, val die yster in die water, en hy roep uit en sê, ag my Heer, dit is nogal geleen. En die man van God vra, waar het dit geval? En toe hy om die plek wys, het hy 'n stok afgesny en dit daarheen gegooi en die yster bo laat drywe. En hy sê, haal dit nou maar uit. En hy het sy hand uitgesteek en dit geneem. Nou, in die eerste plek moet so 'n bietjie agtergrond oor 'n byl in daai tyd. 'n Byl in daai tyd was nie wat 'n byl vir ek en jy vandag werk is. Ons gebruik 'n byl nou en dan, miskien 'n bietjie braaivleis hout te kap of iets, of miskien hier en daar 'n tak af te kap van 'n boom. 'n Byl in daardie tyd was een van die mees gekose gereedskapstukke wat daar bestaan het. Hy nie 'n byl gehad het nie, kon hy nie die boom afkap nie, kon hy nie 'n huis bou nie. Hy kan nie die boom afkap nie, want God vra dat hy die bewer stuur dat hy die boom kom afkap, maar 'n byl was 'n baie gesogte gereedskapstuk. Dit was nie wat 'n byl vir ons vandag is nie. En dit is hoekom dit so waardevol was vir hom, en dit is hoekom God dit nodig gehad het om heeltemal teen swaartekragwette en digtheidswette en enigiets te gaan en daai byl te laat bo op die water dryf, sodat God verheerlik kan word. Ek glo dat 'n paar manne anders na God gekyk en hom dalk begin soek na hierdie episode. Die leeuwse bekke word toegesluit. Daniël 6 vers 20. Ons ken die storie van Daniël. Hy het die manne wat teen hom was, ander gouverneurs en heersers was jaloers op hom, en hulle het na die koning toe gegaan, vir die koning gesê, hy moet 'n bevelskrif uitvaardig, dat almal wat enigiemand anders behalwe die koning aanbid, in die volgende 30 dae gewees op iets, moet in die leeukuil gegooi word. En die koning geprys en gesê, lang lewe, vir ewig lewe die koning en ons te goed in die. Koning het hom laat ompraat en hy het dit laat doen.
En toe het hulle 'n rede gehad om Daniël skuldig te bevind, want hy het nog 3 maal 'n dag gegaan en sy God aanbid. En die einde van die storie was, die koning kon nie teruggaan op sy woord nie, want dit was 'n wet van Meders en Perse, en hy kon glad nie daarop teruggaan nie, en die koning moes toelaat dat sy Daniël in die leeukuil gooi. Daniël 6 vers 20. Daarop het die koning, nog die vorige nag het die koning glad nie geslaap nie, hy was baie bekommerd oor Daniël, en dan die volgende vers 20 sê, daarop het die koning die môre vroeg, toe dit lig word, opgestaan en haastig na die leeukuil gegaan. En toe hy nader kom na die kuil, het hy met 'n droewige stem na Daniël geroep, 'n droewige stem. En ander hy het gedink, wat moes gebeur het nou maar gebeur. Die leeu se honger het vir Daniël geëet. Die koning het gespreek en aan Daniël gesê, Daniël, knegt van die lewende God, was jou God wat jy gedurig deur vereer en staat om jou van die leeu's te verlos. Toe het Daniël met die koning gespreek, mag die koning vir ewig lewe. My God het sy engel gestuur en die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie. Toe het die koning baie bly geword en bevel gegee om Daniël uit die kuil op te trek. So is Daniël dan uit die kuil opgetrek, sonder daar 'n letsel aan hom gevind is, omdat hy sy God vertrou het. As jy sy wil doen, en op hom vertrou en staat maak, op sy beskerming, dan kan jy verwag dat jy resultate gaan kry. Nou, mense, ons almal ken die natuur van leeu's. Dit is om 'n leeu, 'n hongerleeu te maak, dat hy jou nie oplet nie. Dis nou nie so maklik nie. Jy sit nie in enige leeutemmer. Jy sit nou nie in enige leeutemmer se proef om 'n leeu so te leer nie. So, weer eens, God se almag, wat hy ook die wildste, breedste diere op aarde opdrag kan gee, om hulle monde te sluit, en sy dienaar nie aan te raak. Mense, as ons hierdie goed lees en ons oordink dit, behoort ons geloof met 'n paar persentasiepunte te styg. Behoort ons God vir baie meer dinge te kan vertrou. Maar soos ons gelees het, die voorwaarde, Daniël het God vertrou, hy het gereeld tot God gebid, hy het 'n verhouding met God gehad. Dit help nie, ons dien die duiwel, en ons verwag God gaan die leeu se bekke toesluit. 'n Groot vis kry opdrag om Jona in te sluit. Jona 1 vers 1, en die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive, en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Nou, as ons net tot hier lees, klink dit amper of God eintlik half bietjie missig is vir Ninive. Maar God met sy groot liefde en almag was eintlik bekommerd omdat hulle verlore gaan. En hy wil hulle red. En Jona wil niks daarvan weet. Hy wil eintlik gehad het, die Here moet hulle sommer net verdelg, en dit wat hulle verdien. Hy wil niks weet om, hy bang as hy so toe gaan daar dalk 'n paar van hulle gered word. Dit was nie Jona se, Jona was nie lus vir dit, dat die manne gered van Ninive gered word. Hy wil eerder van God daar wegvlug, sodat God met Ninive kan deel, soos wat hy gedoen het, met Sodom en Gomorra. Maar God het ander planne. Hy sê, hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here al weg. En hy het na Jafo afgegaan, en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal, en daarom geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die Here al weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te lei. Jy sal sien, ek het 'n paar verse in daar oorgeslaan, want dit is nou maar net waar die ding begin het, en elkeen tot sy eie God gebid het, en die Jona nader vir hulle sê, dis my stop, dat julle in die kennis is. Julle moet my woord God. Hy sê, en hulle het Jona geneem,
en hom in die see gegooi, en die see het stil geword van sy onstuimigheid. Weer eens gee die Here vir die see opdrag om dadelik stil te word. Die storm word stil, nadat hulle Jona in die see gegooi. Hierdie manne dink hierdie is 'n man van God. As ons hom oorboord gooi, gaan die Here ons dalk almal doodmaak. Maar net die teenoorgestelde gebeur. Toe hulle gehoorsaam is aan wat Daniël gesê het, hulle het geglo hy hoor dit van God, toe hulle oorboord gooi, word die see stil. Ek kan nie glimlag op al die manne, want ons lees in die Bybel dat hulle toe groot verering gedoen en offers gebring aan God daarom, tot manne op die skei. Al het hulle ander gode verdien voor dit. Ek glo heel wat van hulle het God begin dien daarna. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona aan te sluk. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Daarop het die Here die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spoeg. Tot die seediere gehoorsaam God se opdragte. Nou kan jy jouself indink, hier swem 'n groot vis. Ek gaan nou nie sê 'n walvis nie, maar sê 'n groot vis, en die Bybel sê 'n groot vis. Heel waarskynlik was dit 'n walvis, maar hier swem 'n groot vis. En hy kry 'n SMS van God met koördinate. Jy moet gou-gou daar kom by daai boot wat in die storm is. Want ek het vir jou 'n pakkie wat jy moet optel daar. Mense, dis awesome. Dis onbeskryflik om te dink. Hy hoor God se stem. Die vis hoor God se stem. Hoeveel van ons hoor nie God se stem nie? Hoeveel van ons wil nie God se stem hoor? Groot vis swem daar, maar nie is ou business, gaan aan sy eie dingetjies, en hy kry 'n opdrag en sê, hier is die koördinate, lengtegrade, breedtegrade, sorg dat jy daar is. Daar's iets wat jy moet kry daar, en sorg dat jy hom nie verteer terwyl jy hom moet sluk het. Jy moet hom behoue bly. Sit sy hele verteringsstelsel ophou, hou hom vir 3 dae, hier is die koördinate, gaan spoeg hom daar en daar en daar uit. Mense, ek glo nie een van ons het die kapasiteit, breinkapasiteit om te besef wat alles in plek moes gewees het vir dit om te gebeur. Vir 'n vis om te luister, op 'n spesifieke plek op te daag, die Jona te vat, om behoue te bly in sy maag vir 3 dae en 3 nagte, en om te gaan uitspoeg op 'n sekere plek. Hoe groot is ons God, daar weet waarmee ons begin. Dit in die Nuwe Testament, God stuur die ster om die geboorteplek van Jesus aan te wys. Matteus 2 vers 9. En nadat hulle die koning aangehoor het, dis nou die wyse manne wat by die koning uitgekom het en gevra het, hulle soek en gehoor die verlosser is gebore, en die koning het 'n ander nare plan gehad. Maar as jy nadat hulle die koning aangehoor het hulle vertrek, en kyk die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit, totdat hy kom en bly staan oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle met baie groot blydskap verheug. En hulle het in die huis ingegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval en hom wilde bewys. Daarop maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke, goud, wierook en mirre. Hele liggame gehoorsaam God se opdrag. 'n Ster wat eintlik sy plek in die kosmos het, gehoorsaam God se stem en sê, gaan voor hierdie manne uit as 'n teken, gaan staan oor my seun se geboorteplek. 'n Ster. Mense, weer eens, baie ver bo ons salarisgradering bekyk op ons vermoë om te kan bedink. Stuur God 'n ster wat die geboorteplek van Jesus aanwys. Net weer in sy almag oor alles. Jesus loop op die water. Matteus 14 vers 25. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. Dis nou nadat hulle 'n openligdiens gehad het, en hy sy disippels gestuur vooruit, sê, gaan julle vanaf na die oorkant. Toe hulle in die middel van die see was, die gaan dinge met die verkeerd. En toe die disippels hom
op die see sien loop, word hulle ontstel en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskree van vrees. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skei af en loop op die water na Jesus, om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sing, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? So baie keer as ons omstandighede sien, niks in die Bybel is toevallig daar geskryf. As dinge ons moeilik raak ons op 'n keer klein gelowig. En hierdie goed is spesifiek hier geskryf, so wanneer ek en jy in 'n moeilike posisie is en ons nie meer hoop het nie, moet ons bly vertrou op God. Want as ons vertrou, dan kan daar vir ons redding kom. Die natuurwette kon Jesus nie beperk nie. Ons weet niemand kan op water loop. Swaartekrag sê net, ons digtheid is bietjie digter as wat water is, en daarom sal ons nie op water kan loop nie, ons kan sink. As ons redelik goed oefen, kan ons so bietjie dryf nou en dan op die water, as ons genoeg lug gesluk het, diep genoeg as ons val, maar ons kan nie op water loop nie. Ons voet is oppervlak is net klein, en ons digtheid is te groot, so ons sal sink. Maar Jesus loop op die water. Hy oorkom alle natuurwette, en dis nie van hom op hom van toepassing nie, en hy maak ook dat Petrus op die water kan loop, vir die hele paar tree. Maak nie saak hoeveel tree dit was nie, al was dit net 2, al was dit 10, miskien maar 20. Ons weet nie, die Bybel sê, maar hy het vir 'n eentjie op die water geloop, staan nie so. Maar toe hy sy fokus van God afhaal, sy fokus op die storm sit, op die golwe sit, toe begin hy sing. En dit moet 'n les vir elkeen van ons wees, om nie ons oë op die storm te hou, maar op Jesus gefokus te hou. Nog 'n storie, tempelbelasting, Matteus 17 vers 24. En toe hulle in Kapernaum kom, het die wat die tempelbelasting ontvang na Petrus gegaan en gesê, betaal julle meester dan nie tempelbelasting nie? Hy antwoord, ja. En toe hy in die huis kom, was Jesus hom voor. Wat dink jy, Simon? Van wie neem die konings van die aarde tol of belasting? Van hulle seuns of van die vreemdelinge? Petrus antwoord hom, van vreemdelinge. Jesus sê vir hom, dan is die seuns vry, want hulle is eintlik meer gelowige so, as eintlik seuns, so behoort nie eintlik tempelbelasting betaal. Hy sê, maar dat ons hulle geen aanstoot mag gee nie. Gaan na die see toe, gooi 'n hoek uit en neem die eerste vis wat opkom. En as jy sy bek oopmaak, sal jy 'n stater kry. Neem dit en gee dit aan hulle, vir my en vir jou. Dis nou as belasting, en die stater gee as belasting vir Jesus en vir hom, tot die visse gehoorsaam sy opdrag. Weereens, die swemme visie, besig met sy eie dinge, kry koördinate en 'n opdrag, moet gou daar gaan, jy moet 'n geldstukkie daarvan optel, dat iemand in die see verloor het, en dan gaan jy daar, waar die hoek gaan val, gaan 'n hoek daar in die see laat val, en dan byt jy aan daai hoek, want ek het daai geldstukkie nodig, vir tempelbelasting. Mense, dit is onbeskryflik, God se almag en sy grootheid. Niks, maar niks is onmoontlik. Nou wonder ons getyk ons net hoor Brian sê, hulle het nie vleis in die huis gehad, en hy het gaan bid. Hy het tempelbelasting nodig gehad, vir sy mag. Hy het magbelasting nodig gehad, 'n stukkie vleis. God stuur sy neer. Sê, hoorie, jy nie bietjie by Brian gaan kuier nie, man, pas bietjie wors saam, ons gaan braai bietjie daar, bietjie broodjies. Dis wat daar gebeur het, mense. Ons vertrou, ons kan God vir groot dinge vertrou, maar ons vertrou nie eers met klein dingetjies. Skaamteloos. Al wat ons kan doen is sê, Here, ekskuus, vergewe ons.
Ons haas nou na die einde. Jesus maak die storm stil. Markus 4 vers 37. En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skei geslaan sodat dit al vol word. Maar hy was agter op die skei aan die slaap op die kussing en hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê: "Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie." En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê: "Swyg, wees stil." En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Die wind en die golwe weer eens gehoorsaam God se opdrag. Water verander in wyn. Ons ken almal die storie van die bruilof. Johannes 2 vers 6. En daar was volgens die gebruiking, ons weet nou die storie, Jesus se maat het hom gesê, hulle wyn is klaar op die troue en hulle het wyn nodig. Sê maar hy niks daarmee te doen nie, maar toe hy maar in elk geval. En daar was volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. En Jesus sê vir hulle: "Maak die kanne vol water." En hulle het dit tot bo toe vol gemaak. En hy sê aan hulle: "Skep nou uit en bring aan die hoofdienaar." En hulle het dit gebring. En die hoofdienaar, en toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het, hy het nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het geweet. Roep die hoofdienaar die bruidegom en sê vir hom: "Elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegte, maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar." Geen chemikus kon dit nog regkry om met woorde water in wyn te verander. Die boere kan dit doen met druiwe en 'n lang proses en so aan, maar om vir water te sê word wyn, het nog net God gedoen, nog net Jesus gedoen. Jesus wek Lazarus uit die dode uit op. Johannes 11 vers 39. Ons ken die storie, hulle het Jesus 'n boodskap gestuur en gesê Lazarus is siek. Jesus het aspres paar dae getaan, al was die plek waar hulle was nie ver van Lazarus af gewees nie, maar dit was met 'n doel. Johannes 11 vers 39. Soos Jesus nou al daar. En Jesus sê: "Neem die steen weg." En Martha, die suster van die oorlede, sê vir hom: "Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood." En Jesus sê vir haar: "Het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie?" En hulle neem toe die steen weg, waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê: "Vader, ek dank U dat U my verhoor het. En ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het." En nadat hy dit gesê het hy met 'n groot stem geroep: "Lazarus, kom uit." En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. En Jesus sê vir hulle: "Maak hom los en laat hom gaan." Tot die dood moet luister as Jesus praat. Nou het 'n hele paar wonderwerke gebeur. Nie net was 'n half ontbinde lijk weer lewend gemaak nie, want hulle het hom geryk. Hulle sou nie gesê het hy ryk al as hy nie geryk het nie. Ja, hulle almal was sintuie was heel raai. So 'n half ontbinde liggaam word weer hernie in 'n oomblik. En nog 'n ding, Lazarus kom uit. Sy hande en sy voete is vasgebind. Hy kon nie loop nie. Hy het uitgesweet. Dis al verklaring wat ons het. Hy het uitgekom tot buite sonder enige hulp van enige iemand, terwyl sy voete en hande vasgebind was en sy kop toegedraai was. En hulle maak hom los en hy loop. Tot die dood luister as Jesus praat. So, as ons dink ons is lewe, hoort ons meer te luister as wat die dood luister. Die 153 visse kry opdrag om na die regterkant van die skei te gaan. Jesus het nogal baie goed met visse gedoen. Visse vermeerder vir kos, visse opdragte gegee, iets weer visse wat opdragte kry. Sommer die hele skool van hulle. Johannes 21 vers 3, Simon Petrus sê vir hulle: "Ek gaan vis vang." Hulle sê vir hom: ons gaan ook saam met jou." En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag word, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle: "My kinders, het julle nie iets om te eet nie?"
Hulle antwoord hom nee, en hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei, en julle sal kry. Hulle het toe gegooi, en deur die menigte van die visse, was hulle nie meer in staat om die net te trek nie, om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy bootleep om, want hy was naak en werp homself in die see. Maar die ander disipels het met die skytjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. En Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle gevang het. En Simon Petrus het in die skei geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Nou het 'n hele paar dinge gebeur. Eerstens was die visse gehoorsaam om te gaan. Hulle het ook elkeen net gesê, SMS gekry met koördinate, sê julle moet gou daar gaan aan die regterkant van die skei. Daar gaan nou net wees en sorg dat julle almal daar gaan. En ek wil eendag nog praat oor die 153, want die 153 het ook 'n noemenswaardige betekenis, die getal van die visse. Maar die visse gaan, en dit is in die net, en 'n net wat normaalweg sou skeer met daai hoeveelheid vis, versterk die Here. Het nie net die visse, dis nie net visse wat die wonderwerk was. Die net moes geskeer het, maar hy het nie. Hulle het die hele nag gevang, daar was nie visse nie. Hy visse is opdrag gekry van iewers af om te kom, met koördinate en gesê, net 153 van julle, nie 154, 152 nie, 153 van julle gaan, die net gaan daar wees, gaan in, ek wil iets bewys. En God bewys weer eens sy almag. Jesus het die dood opgewek en het gaan sit en het gegaan om vir ons plek te berei. Nou, dit is seker die beste nuus wat daar vir enige kind van die Here kan wees. Johannes 14 vers 1. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê. En ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hierdie was nou na Jesus se opstanding. Die dood kon oor hom nie heers nie. En hierop is ons hele Christelike hoop gebou. Omdat die dood Jesus nie kon vashou nie, het hy opgestaan en gegaan om vir ons plek te berei. En kan ons uitsien na die dag as hy weer kom om ons te kom haal. Nou nie een van ons weet wanneer dit is nie, maar ons almal wat graad 1 wiskunde weer gekom het sal weet, dis 'n jaar nader vandag as dit verlede jaar in die tyd was. So, ons moet gereed wees. Mag dit baie gou wees. Die grootste wonder van alles, kom ons sluit af met die begin van alles. Nou, al hierdie goed was groot wonderwerke. Maar die grootste wonder van alles was die skepping. Heel in die begin. Ek gaan net so 'n stukkie van dit lees. Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Nou net daar alleen was 'n groot wonderwerk. Want ons moet in gedagte hou, daar was niks. Om iets te maak, om 'n meubelstuk te maak uit 'n boom wat jy afgekap het en die hout gedroog het en dit gesny het, of om 'n hek te bou met 'n klomp yster wat jy gekoop het by Rembrandt staal of waar ook al, of by Ore en Harde, maak nie saak nie. Dit is kuns en dis talent wat God ons gee, maar om iets te maak uit niks, dit is net God. En die aarde was woes en leeg, daar was niks, en duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen lig en duisternis. En God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre die eerste dag. En God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters
en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. En God het die uitspansel gemaak, en die water onder die uitspansel geskei van die waters bo die uitspansel, wat bo die uitspansel is. En dit was so. En God het die uitspansel hemel genoem, en dit was aand en dit was môre die tweede dag. En God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. En dit was so. En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat die aarde voortbring, grasspreekies, plante, wat saad gee, en bome, wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is, en waarin hulle saad is op die aarde, en dit was so. En die aarde het voortgebring, grasspreekies, plante, wat saad gee, volgens hulle soorte, en bome, wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was, en dit was aand, en dit was môre, die derde dag. God skep alles uit niks uit. Nou, daar is nie 'n groter wonder as dit nie. Dis 'n een ding om vir 'n vis te sê, gaan daar en gaan daar, omdat jy God is. Maar daar was nie 'n vis. Daar was nog nie 'n vis nie. Daar was nie 'n grond, daar was nie 'n aarde nie. Daar was duisternis en daar was 'n watervloed. Daar was nie 'n droë grond gewees nie. Daar was nie plante nie. Daar was nie diere nie. Daar was nie visse nie. Daar was niks. God spreek in sy almag al hierdie goed tot stand deur sy woord. Hoekom? Omdat hy die mens wou maak. Omdat hy vir ons lief is. Ons dink baie keer God wil ons straf oor allerlei dinge. Wie van ons wil nie so groot en almagtige God hê? As ons besef hoe groot hy is, kan ons in ons hart begeer, Here, ek wil nader aan U kom. Ek wil U dien in gees en in waarheid. Ons kan ons nie anders, as ons het nou net 'n paar goed aangeraak van God en sy grootte. Ek meen, dit behoort elkeen van ons te dryf en te doen, te dring, nie te dwing nie, maar te dring, want as God het ons eie vrye wil gegee, so hy het ons nooit dwing nie, maar hy dring ons om na hom te verlang, om na 'n verhouding met hom te verlang, en meer van sy grootheid te besing, en om meer te loof en te prys, vir wie en wat hy is. Kom ons bid saam. Vader, ons het nou gehoor van U grootheid en U almag en U krag. En ons het nie genoeg woorde om U naam te verheerlik en U naam groot te maak nie. En Here, om U te loof en te prys nie. Here, ons behoort eintlik dag en nag ons tyd daaraan te wy om U te loof en te prys. En U te aanbid vir dit wat U gedoen het, vir dit wat U is, vir wie U is, vir die liefde van Jesus, dat hy sy lewe geoffer het vir ons, om tot redding te kan kom, Here. Ons het nie meer bloed van bokke en beeste en stiere en duwe nodig, om ons sonde te vergewe nie. Die bloed van U seun was ons witter as sneeu. Die bloed van Jesus reinig ons van alle ongeregtigheid. Daarom wil ons alle eer en alle lof aan U bring. Here, in ons groot afhanklikheid van U kan ons maar net vra. Ons het U so nodig, elkeen van ons, Here. Here, U is die een wat harde harte van 'n hart van klip kan verander in 'n hart van vlees. Here, ons beleef van soveel mense op hierdie aarde wat verharde harte het, wat U nie wil dien nie, wat U nie erken as God nie. Maar Here, ons wil vir elkeen van hulle kom intree in gebed vanoggend, omdat ons besef vanoggend dat U ons lief het en dat U 'n hart van klip kan uithaal en 'n hart van vlees kan verander en in 'n hart van vlees kan verander. Daarom bid ons, Here, dat U werklik met ons in ons ou dorpie hier, in die gemeente hier, Here, en ook elke gemeente in hierdie dorp en elke mens in Orania wat nie by 'n kerk uitkom nie en wat nie by 'n kerk wil uitkom nie. Here, ons bid vir elkeen van hulle dat U genade oor hulle groot sal wees, Here.
dat U oor hulle sal wees soos die stad Ninive, dat U elkeen van ons 'n Jona sal maak wat sal luister en sal uitgaan en net met ons houding en ons optrede, mense sal trek na U toe, Here. Al sê ons vir hulle niks, al behandel ons hulle net goed, Here, dat hulle Jesus in ons sal kan sien. Here, ons bid dat U ons sal bewaar van die bose, want Here, ons lewe in bose tye. Ons word deur 'n bose regering geregeer, Here, maar ons bid dat U ook vir hulle genadig sal wees en redding vir hulle ook sal bring, Vader. Want U woord sê, as ons 'n stil en rustige lewe wil hê, moet ons vir die heersers van die land bid. U sê nie ons moet vir hulle bid as hulle U dien nie. U sê ons moet vir die heersers bid, sodat ons 'n stil en rustige lewe kan hê. Maar Here, ons weet dat U ook tot hulle kan deurdring, en ons bid vir hulle redding, sodat ons 'n stil en rustige lewe kan hê. Here, ons sal afsluit net deur U naam groot te maak, U te verheerlik met alles wat in ons is, Here. En Vader, gee dat hierdie saad wat vanoggend geval het, die saad van U woord wat lewend en kragtig is en by magte is om siele te red, Here, in elkeen van ons lewens sal ontkiem en dat ons anders hier sal uitstap as wat ons hier ingestap het vandag. Aan U en aan U alleen al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen.